Hallo mense, Jaap hier. Ek wil kyk na die vloeke wat op die wit nasies rus. Wat gebeur het is, in die verlede het ons voorouers allerhande beloftes en geloftes gemaak aan Jahoua, veral as dit swaar gaan met hulle, of hulle het iets nodig van Jahoua, of partykeer het hulle allerhande beloftes gemaak aan Jahoua, wat hulle nou sou nakom, en dan het hulle dit gedoen vir 'n kort rukkie, en dan het hulle nasate dit weer vergeet, en nie gedoen nie, en dan kom hy vloeke oor hulle kinders en kindskinders en sovoorts. Ons sit in dieselfde bootjie vandag, ons sit met die gebakte pere van hierdie voorouers wat al hierdie beloftes gemaak het aan Jahoua. En een van hierdie gevalle was in Nehemia, noem hulle so geval, waar die volk daar ook sommer 'n dokument opgestel het en dit geteken het, met allerhande beloftes wat hulle gemaak het, en gesê Jahoua kan allerhande vloeke oor hulle bring as hulle dit nie onderhou nie. Ons is daardie mense wat nou hierdie vloeke kry, want ons mense vandag onderhou nie hierdie goed wat hulle beloof het nie. Jy kan jouself indink, dit is maar soos die slag van Bloedrivier wat hulle goeders beloof het. Net party mense onderhou daardie dag, of rus op daardie dag, hulle het gesê mos dit gaan 'n rusdag wees. Nou, in hierdie geval is dit baie meer dinge wat hulle beloof het. So kom ons kyk hierdie geval, en ek dink nie al die kere eers wat hulle sulke goed gedoen het, en geloftes en so gemaak het, is opgeskryf in die Bybel nie. Net 'n paar gevalle, soos Sinaï en natuurlik Nehemia. Ek dink daar was ander kere ook. Mense dink gewoonlik net na die gelofte by die slag van Bloedrivier, maar nee mense, daar is baie ander. Kom ons kyk gou, ek gaan net 'n paar versies lees hierso in Afrikaans, meestal. Nehemia 9 vers 36 tot 38, ons is vandag slawe in die land wat u aan ons vaders gegee het, om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat u oor ons gestel het, om ons sondes te ontwil, en hulle heers oor ons liggame, en oor ons vee, na hulle willekeur, en ons is in 'n groot benoudheid. Hierdie mense wou terugdraai na Jahoua, en hulle, hierdie gebaar het hulle gemaak, om vir Jahoua te wys, hulle is ernstig, oor wegdraai van hulle wetteloosheid af, want hulle is nou moeg, siek en sat, om oor geheers te word, deur ander volke, na ander nasies, as gevolg van hulle sondes. So hulle het besef hulle is sondig, en hulle het besef hulle moet verander. En toe maak hulle die gelofte, want hulle wil hê Jahoua moet hulle verlos, en uithaal onder hierdie juk van hierdie ander nasies, en ek dink dit is maar die hoofrede hoekom hulle hierdie dokument opgestel het en geteken het, met allerhande beloftes. Maar op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit soos, beteken hulle dit neergeskryf, die verbond wat dit behels, en op die verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete, ons priesters geteken. Ja, hulle het 'n dokument opgestel en dit onderteken. In Engels sê, and because of all this we make a sure covenant and write it, our leaders, our Levites and our priests seal it. En dan vers 10 vers 28 tot 30. En die res van die volk, die priesters, die leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbediendes en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die lande tot die wet van Jahoua, hulle vroue, hulle seuns en hulle dogters, almal wat enigsins kon verstaan. Sover ek het verstaan het hulle afstand gedoen van hulle vrouens en kinders van die ander rasse, dat hulle laat gaan het. Hulle het hulle afgesonder van hierdie ander rasse en nasies, en hierdie gelofte aan Jahoua gemaak het, en weggedraai van hierdie ander nasies. Maar dit was deel van hierdie gelofte wat hulle gemaak het, en ek noem dit ook hieronder, met die opsomming. En kom ons gaan aan, het almal wat enigsins kon verstaan, het by hulle broers, die vername manne onder hulle, aangesluit, en hulle het onder eed en met beswering hulle self verplig om te wandel in die wet van Jahoua,
wat deur die diens van Moses die knegt van Jahoua gegee is, en om te hou en te doen al die gebooie van Jahoua ons meester, en sy verordeninge en sy insettinge. Verder dat ons dogters nie sou gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie. Mense, hierdie is groot dinge. Hulle het beloof, hulle gaan Jahoua se morele wette, hulle gaan sy gebooie onderhou, en deel van daardie gebooie natuurlik was, dat hulle mag nie vermeng met die ander rasse om hulle nie. Ja, ongelukkig vandag, die mense is geleer in die kerke. Ek het in die vorige video vir julle mos gesê van hierdie kerke, wat julle so om die bos lê, en vir julle leer om wetteloos te leef. Nou ja, dit bring hier vloeke oor julle. Want julle is onderstel om hierdie gebooie te gehoorsaam, want julle voorouers het dit in eed gesweer met Jahoua, dat hulle en hulle nasate dit sou doen. Nou, as julle nou wetteloos leef, wat gebeur? Hierdie vloeke wat hulle dan sê, Jahoua kan maar oor hulle bring, en hulle kinders en kindskinders, dit kom nou op ons. Want ons doen nou nie meer hierdie dinge wat hulle gesê het hulle gaan doen nie. Nee, dis maar ongelukkig hoe dit werk. Dis hoekom 'n baie groot rede hoekom ons moet terugdraai na Jahoua se gebooie toe. Maak nie saak of jy dink jy's 'n Israeliet of wie jy dink jy is nie. Dis wat jou voorouers gesweer in 'n eed gesweer het, dan moet jy dit nou maar doen. Maar dit is in lyn met die woord in elk geval, want Joshua het ook gesê ons moet die gebooie onderhou. Dit maak deel uit van die verlossingsproses om weg te draai van jou wetteloosheid af. Dis deel van die verlossingsproses. Dan sê die aard van die eed, die vloek, die Hebreëse woord wat gebruik word, Allah, impliseer die afroep van 'n vloek oor jouself. Hulle het in wese gebid, mag Jahoua ons vernietig as ons nie hierdie beloftes nakom nie. Nou mense, dit is nou geld nou vir ons in hierdie tyd waarin ons leef, die wit nasies wêreldwyd. Basically kan Jahoua ons vernietig, want hierdie mense het gesê, Jahoua kan dit maar doen as hulle nie meer doen, sy gebooie doen nie, as hulle meng met die ander rasse en nasies, as hulle nie rus op sy sabbate nie, en sovoorts. Historiese waarskuwing in Nehemia 9 het die mense 'n lang gebed opgesê waarin hulle bely het dat hulle voorouers reeds Jahoua se wette oortree het wat direk hul vorige nederlaag, die vernietiging van Jerusalem en hul ballingskap na Babylon veroorsaak het. Die uiteindelike gevolg is deur die dokument te onderteken het hulle erken dat as hulle die sondes van hul voorouers herhaal, wat onder andere rasvermenging, die Sabbat oortree, die verwaarlosing van die instruksies aangaande Jahoua, dat hulle Jahoua se beskerming sou verloor. Ekonomiese ondergang in die gesig sou staar en die risiko sou loop om weer verower of verban te word. Ons kan ons nou sien vandag, mense, ons is verower, ons is verban, baie van ons mense sit in die buiteland, asof hulle verban is uit die land uit. Ons is verower, want ons vyande regeer oor ons, mense wat ons haat, regeer oor ons. Ons kan nou nie eintlik sê hulle is ons vyande nie, maar hulle hanteer ons asof ons hulle vyande is. Die ekonomiese ondergang, kyk hoe sleg het die rand gegaan, sleg het die rand geword teen die ander currencies wêreldwyd. Daar was 'n tyd wat die rand sterker was as die dollar. En nou, waar is hy nou? Dis nou wat 22 teen 1 teen die pond. Vir 'n antieke Judeër leser was die aanroep van die vloek 'n direkte verwysing na 'n baie spesifieke lys van strawwe wat reeds in die Torah neergeskryf is, waarna die vloek letterlik verwys het. Toe die mense die vloek in Nehemia 10 aanroep, het hulle wittiglik die gevolge onderteken wat in Levitikus 26 en Deuteronomium 28 uiteengesit word. Mense, dis hoekom ons sien hierdie vloeke vandag op ons volk. Jy kan nou maar gaan daardie hoofstukke deur. Dan kan jy dit so aftiek, al hierdie goed wat al reeds gebeur het met ons land en met ons volk. Meerendeels met ons volk hier in Suid-Afrika, nie soveel met die wit nasies in die ander lande nie. Dis asof hierdie vloeke vinniger vervul onder ons mense eers.
Gedeeltelik 'n rede daarvoor het ek ook genoem in my vorige video. Gedeeltelik was dit ook maar gekoppel aan hierdie vloeke van die ander nasies wat hulle op ons geplaas het met hulle voodoo en heksery. En dis hoekom van hierdie goed vinniger afspeel in ons volks se lewens. Maar dit het al in toentertyd het hulle al begin met dit, hierdie vloeke op ons plaas, wat nie gebeur het met die ander wit nasies wêreldwyd nie. Daardie fundamentele boeke verklaar eksplisiet dat as die verbond verbreek word, die spesifieke gevolge die volgende insluit: ekonomiese ondergang, misoes, droogtes, hongersnood, verlies aan beskerming, nederlaag voor hulle vyande, ballingskap en gevangenskap, verstrooiing onder vreemde nasies. Al hierdie goed het verval alreeds met ons volk. Dan, of net daar, aangaande hierdie goed ietsie so noem. Ek wou net hierdie gelees het hier. Key commitments and vows, obedience to Yahweh's law, a binding oath to follow all commands and rules decreed by Yahuwah, Sabbath observance, refusing to buy goods or grain from neighboring traders on the Sabbath day or holy days. Nou mense, koop en verkoop op die Sabbatdag is verkeerd. Dis een van die dinge wat hulle beloof het, hulle sal ophou doen. En ongelukkig vir julle, vandag doen ons, of mense dit maar alweer. Hulle koop en verkoop op die Sabbatdag, Saterdag. Jy kan nie 'n dag kies nie mense, jy kan nie Sondag kies nie. Die Sabbat is Saterdag. Dit het nooit verander nie en dit sal nooit verander nie. Joshua het gesê in Matteus 5 vers 17 tot 20, dat terwyl die hemel en die aarde bestaan Jahoua se gebooie net so. Dit verander nie. En dan gaan dit maar net aan van leaving the land uncultivated and cancelling all debts every 7 years. En dan, ja, first fruits and tithes and temple support. Nou ja, dat is nou nie die tempel nie, ons is die tempels. Ons liggame is Jahoua se tempels. En dan first fruits kan mens ook maar sê, mens ondersteun maar jou volk om jou wat swaar kry, finansiëel, jy help hulle. En dis hoe mens dit kan vervul. Nou kom ons gaan aan hierso die laaste vers. Dit gaan ek nou in Engels lees want hy sê dit 'n bietjie duideliker. Deuteronomium 29 vers 19 tot 20. And so it may not happen when he hears the words of this curse that he blesses himself in his heart, saying, I shall have peace, even though I follow the dictates of my own heart, as though the drunkard could be included with the sober. Yahuwah would not spare him, for then the anger of Yahuwah and his jealousy would burn against that man, and every curse that is written in the book would settle on him, and Yahuwah would blot out his name from under heaven. Mense, ja, soos ek hierso sê, soos ons sien, help dit nie, jy druk jou kop onder die sand en sê dat geen vloeke oor jou sal kom nie. Daar is 100% kans dat al die vloeke in Deuteronomium 28 en Levitikus 26 oor jou en jou nageslagte sal kom, want ons voorouers het geloftes gemaak aan Jahoua, wat ons bind aan Jahoua se gebooie. Dit is nie die enigste rede hoekom ons die gebooie moet onderhou nie. Joshua het ons ook oor en oor vertel dat ons die gebooie nog steeds moet onderhou as ons gered wil word. Soos in Matteus 19 vers 17, Matteus 13 vers 41 tot 42, Matteus 7 vers 21 tot 23. Dis plekke waar Joshua gesê het, jy kan insluit Matteus 24 vers 12 en 13 ook. Hy het gesê, ons moet die gebooie onderhou, want dit is deel van die verlossingsproses. Dis 'n proses, mense. Soos Matteus 24 vers 12 en 13 verduidelik vir ons sê, wie volhard in die gebooie tot die einde toe van hulle lewens sal gered word. Dis 'n proses. Paulus het ook gesê dis 'n proses, Filippense 2 vers 12. En ek dink Timoteus 3 vers 15. Dit is nie one saved always saved nie, mense, die kerk lieg vir julle, daar is nie so iets nie. Jy kry nie 'n golden ticket hemel toe as jy nou Jesus aanneem as jou verlosser nie. As jy daar en dan sterf, daardie oomblik na jy dit gedoen het, ja, dan kan jy dalk verwag dat jy gaan hemel toe. Of jy gaan gered word. Maar niemand sterf direk na hulle Joshua aangeneem het as hulle verlosser nie.
Hulle gaan aan met hulle lewens nog 10, 20, 50 jaar, 100 jaar, nou miskien nie 100 jaar nie, maar hulle gaan aan met hulle lewens. 'n Lang tyd. Wat moet hulle dan doen in daardie tyd? Hulle moet op die noupad loop. Joshua is net die hek, hy is maar net die hek waardeur jy loop. Dan moet jy op die noupad loop, ander kant die hek. Die noupad is jou se gebooie. Dis 'n noupad. Daar's sekere instruksies wat jy moet volg. Die breë pad is geen instruksies. Witteloosheid, dis die breë pad. Daar's geen instruksies wat die pad nouer maak nie. Ongelukkig is amper al die mense op die breë pad. Hulle dink hulle kan leef soos hulle wil. Soos ons hierso sien, nog 'n rede hoekom ons nie kan leef soos ons wil nie. Ons voorouers het allerlei beloftes en geloftes gemaak aan Jahoua dat hulle sy gebooie sal onderhou. So vir daardie rede moet julle dit onderhou. Maar ons sien Joshua het ook gesê, jy moet dit in elk geval onderhou, want dit maak uit van die deel uit van die verlossingsproses. So 2 redes hoekom jy dit moet onderhou, mense. Maak nie saak of jy dink jy's 'n Israeliet of jy dink jy's nou maar 'n Gentile, jy hoef dit te doen nie. Daar's nie so iets nie. Daar's nie verskillende paadjies hemel toe nie. Joshua het nie vir ons gesê there is many narrow roads to heaven. Het net gepraat van een nou pad na die hemel of na verlossing toe. Daar's nie many roads, wat is die sê ding? Baie paaie na Rome toe nie. Met die Bybel is daar nie, daar's net een weg. Daar's nie 'n weg vir Israel en dan 'n weg vir die ander nie. Daar's net een weg. As Joshua jou verlosser is, en jy wil hom aanneem as jou verlosser, moet jy op die nou weg loop wat hy van gepraat het, maar dit is die enigste weg aan die einde van die dag. Jy gaan nie oor die muur kan klim in die hemel in nie. Ek dink aan daai Pilgrim's Progress, die fliek wat ek gekyk het, en daai ou wat op 'n ander manier probeer inkom het of gered word, en toe het hy dit nou nie gemaak aan die einde nie, toe die engel hom gebind en hom in die hel gewerp. Ja, baie mense dink vandag, hulle gaan op 'n ander manier hemel toe, hoor. Hulle lees van Joshua wat sê, hy sê vir hulle, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wat wetteloos leef. Hulle dink, ag nee, wat, maak nie saak nie, daardie mense was seker Israeliete gewees. Daardie mense was seker hierdie of daardie ouens gewees, en dit is nou nie ons nie. Mense, is tyd om wakker te skrik, is tyd om wakker te word. Daardie verse praat van jou ook. Daardie goed geld vir ons almal. Joshua se woorde geld vir ons almal. Nie net vir 'n handjievol mense hier of daar in die wêreld nie. As jy Joshua wil hê as jou verlosser, moet jy doen wat hy sê. Hy het gesê, sy skape ken sy stem. As jy nie doen wat hy sê nie, wys jy ken nie sy stem nie, want jy is hom ongehoorsaam, en jy volg nie in sy voetspore nie. Om in sy voetspore te volg, moet jy die gebooie onderhou, want hy het self die gebooie perfek onderhou. Anders kan hy mos nou nie sterf vir ons wetteloosheid nie. En dit staan in 1 Johannes 3 vers 5. Maar dit is die boodskap hierso, en ons sien dat daar is verskillende redes hoekom jy ons die gebooie moet onderhou, die morele wette. En dan kan hierdie dinge mense en begin dit toepas. Begin Jahoua op sy naam noem, rus op die Sabbat, hou op onrein diere eet, en calamari en shrimps en sulke goed. Ja, rus op sy dag. Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Wys Jahoua, jy is lief vir hom, deur hom op sy naam te noem, net hom te aanbid en te dien, en net tot Jahoua te bid. En ja, wees gehoorsaam aan Joshua se woorde. En dis dit. Ja, jy sal nie hierdie boodskap in jou kerke hoor nie, ongelukkig nie. Want hulle is nie daar om die waarheid te praat nie, hulle is daar om die bos te lei. Maar geniet julle dag verder. Ek sal kyk waaroor ek wil praat volgende keer. Groete julle, bye.